in ons harte. En spreek met ons, Here, ons wil hoor wat U vir ons sê, dat ons lewens sal aanpas volgens U woord. Want U woord is kragtig, skerp as tweesnydige swaard. Kom spreek met ons. Heilige Gees, kom lei ons. So ons gebed in naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil graag, hopelik vanmôre wil ek eindig by die gedeelte wat die Here met my gepraat het oor dat Jesus gekom het om 'n koninkryk te vestig wat Adam en Eva verloor het. Die mense dalk wat nie hier was nie, wat ek net vinnig wil herhaal. Jesus vestig die aarde en hy maak die mens Adam en Eva en hy stel hulle aan as konings van die aarde. En ons sal naam vat weer volgend. Om te heers oor die aarde. En hulle verloor dit toe hulle vir die duiwel gehoorsaam is, toe verloor dit. En daarom in Lukas 4 vers 5 en 6 sê, toe die duiwel vir Jesus versoek het in die woestyn, toe sê die duiwel vir Jesus, luister, hy vat hom op 'n hoë berg in 'n oomblikse tyd, en hy wys op al die koninkryke van die wêreld, en hy sê, luister, hierdie goed behoort aan my. En Jesus sê nie vir hom, jy jok nie. Want die koninkryke het aan hom behoort. En daarna het Jesus ook, kom ons gaan gou na Johannes 14 toe. Want miskien altyd glo wat die duiwel sê, maar hierdie keer het hy die waarheid gepraat. Ek dink dit was die 0,00001% wat hy die waarheid gepraat het. Want sy karakter is nie om die waarheid te praat nie, maar hy kon nie gejok het voor Jesus nie. Maar Jesus bevestig dit in Johannes 14. Johannes 14 vers 30. Ek wil dit net vinnig lees, en ek het 3 skrifte gegee, dit was Johannes 12, Johannes 14 en Johannes 16. Maar ek gaan net lees in Johannes 14, waar Jesus dit bevestig het in vers 30. Hy sê, ek sal nie veel meer met julle spreek nie. En dan sê die volgende, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Jesus sê, daar's niks van my wat behoort aan die owerste van hierdie wêreld nie. En hy verwys na die duiwel hier. En dan kom ons gaan dalk na die laaste een is, Paulus verwys ook daarna in 2 Korintiërs 4. 2 Korintiërs 4 vers 4. Ek wil net aanhaal sodat mense sal sien, ek suig die goed nie uit my duim het nie. Vers 3 sê, 2 Korintiërs 4 vers 3, maar as ons evangelie dan tog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges, in wie die God klein gee van hierdie wêreld nie die sinne verblind het. Maar Paulus verwys hier, dat die God van hierdie wêreld is die een wat 'n sluier oor mense oorplaas, dat hulle nie kan glo dat Jesus die verlosser is nie. Maar Jesus self Paulus verwys, dat die duiwel is die heerser van hierdie wêreld. Reg, en dan het ek gesê, Jesus het gekom om dit te herstel. Jesus, God die Vader, stuur vir Jesus aarde toe, om sy koninkryk weer te kom vestig. En hy doen dit, in Matteus 4 het ons gelees, uit in vers 17, sê hy het gepreek oor die koninkryk, en dan het hy dit gedemonstreer. Met ander woorde, hy preek oor die koninkryk, en dan het hy dit gedemonstreer, deur demone uit te dryf, siekes te genees, ensovoorts. En dan sê hy dit vir sy disippels, hy sê, soos die Vader my gestuur het, my doel hier op die aarde, so stuur ek julle ook. Met ander woorde, Jesus sê vir sy disippels, soos wat ek my Vader se koninkryk gevestig het hier op aarde, nou is dit julle verantwoordelikheid. Ek het nie gaan kyk wat is die definisie van 'n disipel, want dit is belangrik. En ek het hom Engels, maar ja, ek het ook nie die hele definisie neergeskryf, maar luister wat sê. Hy sê in Engels, imitate Jesus' life, deeds,
values and words. Met ander woorde, wanneer ons sê, ons is 'n disipel van Jesus, dan moet ons leef soos wat hy geleef het in ons dade, ons waardes en ons woorde. Is jy 'n disipel van Jesus? Jy kan maar sê, ja, ons is disipels. Met ander woorde, wanneer Jesus dan praat met my en jou, dan sê hy, om sy koninkryk te vestig, met ons dade, ons woorde en ons waardes dieselfde wees as syne. En daarom het Jesus sê, soos die Vader my gestuur het, stuur hy julle ook. En hy het nie net gepraat met sy disippels nie, hy het met elke disipel gepraat, om dit te doen. 3 goed wat Jesus kom herstel het, toe hy gekom het, wat Adam en Eva verloor het. Ons dan baie keer, hy het net verloor ons is verlore, weet ons gaan hel toe. Nee, dis nie waar nie. Wat ons verloor het, ons het die beeld van die Vader verloor, ons het sy gelykenis verloor, en ons het heerskappy verloor. Kom ons blaai gou na Genesis, want ek wil bietjie fokus op dit vanoggend, op Genesis 1. Genesis 1. Want dis wat Jesus kom herstel het, die beeld, gelykenis en heerskappy of autoriteit. Genesis 1 vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, daar is die woord beeld, en na ons gelykenis, 2 verskillende woorde. En laat hulle heers. Dis die 3 goed wat God vir Adam en Eva gegee het. In die oomblik toe hulle gesondig het, het hulle die beeld en die gelykenis verloor. En daarom het hulle sondaars geword. Hulle het die beeld van hulle vader, die duiwel geword. Daarom ek en jy, ons natuur is sondaars. En wanneer ons weergebore word, dan is ons nie meer sondaars nie meer, dan is ons kind. Maar wat hulle verloor het, is die beeld, gelykenis en dan heerskappy. Die woord beeld beteken die funksie. Hulle verloor die funksie, hoe God gewerk het, het hulle verloor. Die gelykenis is die karakter van God het hulle verloor. En dan heerskappy. Dis die 3 goed wat Adam en Eva verloor het, en Jesus kom om dit terug te bring. En hy gee dit vir my en vir jou, op 'n wonderlike wyse. En daarom sê hy vir ons, ek het dit al vir u gesê, soos die Vader my stuur ek julle, maar hy sê op ander plekke, soos wat ek lig was in hierdie wêreld, gaan wees lig. En ons is net lig wanneer dit 'n donker wêreld is. Reg, maar wat besonders, wat die Here aan my geopenbaar het, is, hy sê vir sy disippels, is beter dat ek weggaan. Want wanneer ek weggaan, sal ek die helper vir julle stuur, dit is Johannes 16. En hy sal binne in julle woon. En wat kom doen die Heilige Gees binne in ons? Hy kom werk in ons vrug, die vrug van die Heilige Gees, Galasiërs 5:22. Die vrug van die Gees, hy sê nie vrugte nie, baie interessant. Hy sê die vrug van die Gees is liefde. Nou regtig moet daar 'n dubbelpunt wees, want die volgende woorde beskryf maar net liefde eintlik. Hy gee vir ons die vrug van die Gees om ons karakter van God te gee, en dan kom hy ook met sy gawes, en dis funksie. Met ander woorde, wanneer Jesus kom herstel wat Adam en Eva verloor het, dan sê hy, maar die Heilige Gees sal binne in julle woon, en hy is julle helper, en die vrug gaan die karakter toon van Jesus, to be Christ-like. En die gawes is om te funksioneer op 'n bo-natuurlike manier. Amen. Met ander woorde, dis wat die Heilige Gees kom herstel in my en jou, die beeld en die gelykenis van God. En dit is net moontlik deur die Heilige Gees. Die vrug in ons, openbaar ons die karakter van God. En die gawes van die Heilige Gees is om te funksioneer bo-natuurlik. En dan sê hy, wanneer julle krag ontvang, dan sal ons die werke van die bose verbreek. Amazing. Vir my was dit so goed om te sien, wanneer ons die Heilige Gees het, wat binne ons woon, dan openbaar ons weer die karakter van Jesus. Ons funksioneer in die supernatural, die bo-natuurlike, en dan verbreek ons die werke van die vyand. En ons het 'n lied vanoggend gesing, maar dit vestig.
Met ander woorde, my boetie en sussie, wanneer ek sê ek is 'n disipel van Jesus Christus, dan behoort hierdie goed te funksioneer in my lewe. En dis 'n proses wat ons gaan moet optel. Ek dink die leemte kom daarin, waar die leen ingekom het, waar ons passief geword het, en waar ons gesê het, luister hier, maar God is in beheer van alles. En ek wil 'n bietjie daaroor praat, want ek glo dis 'n leen. God is in beheer van alles, God is soewerein. En dit het gemaak dat ons as Christene passief raak. Daar's teoloë wat praat van God se toelaatbare wil. En ek dink nie dis baie akkuraat nie. Kom ons gaan gou na Psalm 115 toe. Psalm 115. En die prentjie wat ek het is God laat toe dat dinge met ons gebeur en hy laat toe dat die duiwel ons aanval en seermaak en steelslag en verwoes tot 'n so mate wat hy tevrede is en dan sal hy hom wegruk van ons af. En ek dink nie is akkuraat nie. Kom ons lees Psalm 115 vers, kom ons begin by vers 15, maar ons val vers 16. Psalm 115 vers 15, hy sê, julle is geseën deur die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En ek kan nie soontoe gaan nie. Maar God se hart vir die mens is om ons te seën, van die begin af. En daarom het Dawid gesê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Dis in die Ou Testament. Maar ons is geseën, maar vers 16 is die een wat ek wil uitkom. Hy sê, die hemel is die hemele vir die Here, maar die aarde het hy aan die mense kinders gegee. Baie belangrik dat ons dit sal sien. Kom ons gaan na Psalm 8 toe. Hy die aarde het hy vir die mens gegee. Kom ons op Psalm 8 toe, vers vers 7 val, maar kom ons lees vers 5 en dan 6 ook. Psalm 8, vers 5. Hy sê, wat is die mens dat u aan hom dink? Die mensekind dat u hom besoek. U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. En dan vers 8. U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel. En hierdie skrifgedeelte kry ons in Hebreërs 2 ook, dalk sal ek hom later lees. En dis vir my belangrik, hier is die punt wat ek wil maak vanmôre. God sê die hemel en die aarde is waar hy heers. Ons weet waar is God die Vader, hy is in die hemel, Jesus Christus is aan die regterhand van die Vader. En dan sê hy, die aarde het hy gemaak vir Adam en Eva, vir die mens. En vir die mense sê Adam en Eva, heers oor alles. Gaan lees maar daar, in Genesis 1. Hy sê, oor alles wat op die aarde is, moet jy heers. En dis wat hy hier bevestig in Psalm. God se plan was, hy die mens geskape, hulle op die aarde geplant, om te heers eintlik as konings op die aarde. Het ek die gedeelte gelees waar hy sê, het hom gekroon, kom ons gaan na Hebreërs toe, ek dink dis waar dit staan. Het hom gekroon met heerlikheid. Hebreërs 2. Ek dink dit in Psalm 115 ook gestaan, maar kom ons lees gou Hebreërs 2. Hebreërs 2. Ja, Hebreërs 2. Dis 'n aanhaling wat in Psalm 8 was. Hy sê, vers 6, Hebreërs 2 vers 6, maar iemand het ergens getuig en gesê, dis in Psalm wat dit gesê is, wat is die mens dat u hom dink, die mensekind laat u hom besoek, u het hom weinig minder as engele gemaak, met heerlikheid eer het u hom gekroon,
'n kroon is 'n teken van koningskap, van heerskappy. En hom oor die werke van u hande aangestel. Reg, kom ons gaan na. Hy sê dan vers 8, alle dinge het hy onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom het hy niks uitgesonder wat nie aan hom onderwerp is nie. Met ander woorde, God maak die aarde, hy plant die mens op die aarde en kroon hom as koning op die aarde en sê ek wil hê jy moet heers op aarde. En dis wat Adam en Eva verloor het, maar dis wat Jesus kom herstel het. In my en jou. Die oomblik toe ons sê Jesus is koning van my lewe en hy ons meester word en dat ons sy disippels word, toe sê nou gee ek jou weer autoriteit om te heers oor die aarde. En hy stel die beeld van Christus in ons en die likeness, ons is die beeld en die gelykenis van Christus. En dis wat ek en jy terug ontvang het. Met ander woorde, hierdie aarde het ons gesê in die hande van die duiwel. Hy heers in 'n donker wêreld. Kyk maar net rondom jou. Dan gaan jy besef, dit is nie soos in die koninkryk nie. In sy koninkryk, as daar omtrent niks, behalwe ek en jy, wat soos sy koninkryk lyk nie. En daarom is Jesus se gebed, die Heilige Gees net oopgemaak, Jesus se gebed is, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Hoekom? Want hierdie aarde is dit nie soos in sy Vader se koninkryk nie. Is hy by my? Dit is Jesus se gebed gewees. Laat u koninkryk kom op aarde, sodat daai koninkryk hier sal heers. En die manier hoe hy heers is deur my in jou lewe. En dit is vir my so wonderlik, dat God sê, luister, ek gaan jou toerus met die Heilige Gees, en julle gaan lig wees, en julle gaan wandel soos wat ek gewandel het. Onthou in 1 Johannes 2 vers 6, sê Jesus, ons sal wandel soos wat hy gewandel het. En dit het Jesus kom herstel. My broer en sussie, ek wil vanmôre vir jou sê, jy en ek word niks meer as wat ons het, om soos Jesus te leef nie. Ek en jy het nie die kapasiteit as mense, maar daarom het hy vir ons die Heilige Gees gegee. En wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees in ons woon, sê hy ons sal heers saam met hom. Ons sal kanale werker wees van sy koninkryk. En daarom is dit my en jou verantwoordelikheid om lig te wees en sout. As ek en jy nie lig en sout is nie, raai wat, sal die duisternis toeneem. Onthou ek het vir u gesê, in die begin, daar's net 2 koninkryke op aarde. Daar's die koninkryk van duisternis, daar's die koninkryk van lig. En jy behoort in een van die 2. As jy in die koninkryk van die lig is, dan sê God, hy het jou toegerus met die Heilige Gees. Hy gaan jou krag wees. Hy gaan jou help om soos die beeld van Christus te wees, to be Christ-like. Hy gaan jou help om die gawes deur jou te laat vloei. En wanneer dit plaasvind, verbreek jy die koninkryk van die duisternis. Met ander woorde, ek het toe ook gesê, die mens, ek moet dit dalk herhaal, die mens is die enigste wettige wat se voertuig op aarde, wat kan heers op aarde. Ek gaan nie baie daaroor uitbrei. Dis hoekom Christus moes 'n liggaam kry. Christus moes Jesus kry, om te kan doen wat hy gedoen het hier op aarde. Want net die mens is wettig op aarde, die human being. Christus het 'n liggaam gekry, Jesus, en daarom het hy versoening gebring. Die duiwel, wat gees is, het mense nodig, wat hy beset, en dan kan hy sy werk hier doen op aarde. Ek hoop julle verstaan, hoor wat ek sê. Omdat die mens alleen reg het om te heers op aarde, het 'n gees 'n liggaam nodig, om op aarde seggenskap te hê. God
deur die Heilige Gees wat in ons woon, kom heers in my en jou, om sy koninkryk te vestig. Amen. Die duiwel gebruik mense wat hy beset om sy koninkryk te vestig. Mense is die agent. Die mens is die agent om te heers op aarde. En daarom die demone beset mense en dan vestig die duiwel sy koninkryk deur daai mense. God bewoon ons, ek wil amper sê besete ons, God die Heilige Gees kom woon in my en jou, om sy koninkryk te vestig hier op aarde. Hoekom? Want God het mens geskape. Nou, en dit bring nou 'n konflik om te sê, want ons sê baie maklik, God is in beheer. Waarvan? Waarvan is God in beheer? Hy is in beheer van dit, hy is in beheer van my hart, en dit wat ek toelaat dat hy beheer van is. Amen. As God, kom ons gaan terug na die Bybel, God sê, ek moet gaan maak disippels van alle nasies. Raai wat, ek het die keuse om te sê, nee, ek gaan nie. En baie van ons sit hier en ons sê, ons gaan nie. Met ander woorde, God het nie daai roubord beheer oor my lewe nie. God sê vir elkeen van ons, luister, wees liefde. Wees jou vyand lief. Ek het die keuse om te sê, nee, ek gaan nie. Met ander woorde, God beheer nie alles nie. God het die mens die reg gegee om te kies. Met ander woorde, en ek wil die definisie sê, put on the definition for me, please. Ons sê God is soewerein, wat baie waar is. Maar kom ons kyk wat is die definisie van soewerein. Ek wil nie kommentaar kyk nie, want die kommentaar is nie die waarheid nie. Kom ons kyk wat sê die definisie van, as ons sê God is soewerein. Daar is die definisie van soewerein. Sovereign defines a person such as a king or queen with supreme power or a state that entirely self-governed and independent. En dis waar. God is soewerein, daar is niemand soos hy nie. En ek het al baie vir u gesê, hy is die enigste. Daar is nie 'n ander God nie, die ander is gode. Hulle is dood en wat ook al. Maar God is soewerein, niemand sê vir hom wat om te doen nie. Hy heers in mag en majesteit en daar's niemand soos hy nie. En daarmee stem ek saam. Maar om te sê God beheer alles en sy wil sal altyd geskied, dink ek nie is akkuraat nie. Ek gaan vir jou 3 voorbeelde gee. Die eerste voorbeeld, God se wil was dat die Israeliete die beloofde land sou ingaan. Het daai geslag ingaan? Nee, net 2. God se wil was dat hulle almal sou ingaan, nie, en net 2 het ingegaan. God se wil is dat nie een mens verlore sal gaan nie. Is daar mense wat verlore gaan? Ja. God se wil is dat niemand verlore gaan nie. Maar deur keuse kies mense om hel toe te gaan. Met ander woorde, die mens het die reg om 'n besluit te neem. Ek het vir u 'n voorbeeld te gee. As God vir my sê, Chris, ek wil hê jy vir Lawrence, ek dink nie hy het dit nodig nie, 'n stuk biltong gee. Verstaan? Ek dink hy het dit nodig nie, dan dink ek, dis 'n jagboer, hy het genoeg biltong, Here. Met ander woorde, God, ek ervaar God sê om dit doen, maar ek het die keuse om te sê, nee, ek gaan dit nie doen nie. En daarom, my boetie en sussie, God se wil vind nie outomaties plaas nie. God se wil word nie altyd geskied nie. Soos wat ek en jy gehoorsaam is, so kan ons God se wil in sy koninkryk vestig. En daarom wil ek ook vir u sê, hierdie wêreld is 'n bose, stikkende wêreld. In sy koninkryk is daar nie korrupsie nie. Daar's nie werkloosheid nie. Daar's nie siekte nie. Daar's nie hongersnood nie. Daar's nie peste en pla nie. En dis goed wat ons sien en beleef in ons eie land. Want die vyand gebruik mense. En ek sê nie almal is demonies nie, dis nie wat ek sê nie. Ek het gesê daar's net 2 koninkryke.
Jy's of in die een koninkryk of jy's in die ander een. En ons wat in die koninkryk van lig en lewe is, ons verantwoordelikheid is om die koninkryk te vestig oral waar ons gaan. Maar jy het keuse. Jy kan sê, ek's te skaam, ek's ingetrokke, ek voel nie so nie, ek sien lus nie, wat ook al. En dit gebruik ons baie. Maar God wil hê dat ek en jy lig sal wees, 'n verskil sal maak. Kom ons blaai na 1 Johannes 4, kom ons sê 1 Johannes 5 toe. 1 Johannes 5. Ek wil hier ding net vasmaak in ons harte. Johannes 5. Ja, kom, hou je vinger by 1 Johannes 5, ek gaan nou terug gaan soontoe. Kom ons, ek blaai net terug na Jakobus. Dat ek gaan met 1 Johannes eindig. Die einde is in sig. Kom ons gaan na Jakobus 4, vers 7. Hy sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Jakobus 4 vers 7, hy sê, onderwerp julle dan aan God. Belangrikste ding eerst is om te onderwerp, en dan praat hy van weerstaan. Kom ons gaan na Petrus toe, net aan. 1 Petrus 5, waar hy dieselfde tipe ding sê. 1 Petrus 5, kom ons begin met vers 7. Kom ons gaan na 6 toe. 1 keer Petrus 5 vers 6. Hy sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Ek en jy het 'n keuse om ons te verneder voor die Here. Hy sê die oomblik as ons verneder voor hom, dan gaan hy kragtig werk in ons. Vers 7, werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. As jy nie al jou bekommernis op hom plaas nie, raai wat, dan gaan jy loop met bekommernis. Vers 8, dis waartoe ek wil gaan. Hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek wie hy kan verslind. Ek en jy moet waaksaam en nugter wees. En die ouens wat in die jonger dae, ek het nou dag iemand gehoor, wat hier sit, wat nogal lekker gekuier het in sy jong dae. En hy was nie waaksaam nie, hy was nog minder nugter gewees in daai tye. En as hy in die wildtuin was, sou die leeu's hom opgevreet het. Maar, as jy nie waaksaam en nugter is nie, raai wat, dan gaan die vyand slagsteen verwoes. God gee vir ons die autoriteit om te heers oor die werke van die vyand. Ek en jy moet op teestaan. Dis nie 'n goeie gebed om vir die Here te vra om te staan nie. Daai verantwoordelikheid en daai autoriteit en daai gesag het hy vir my en vir jou gegee. Ek gaan dit weer sê. Is nie 'n goeie gebed om die Here te vra om die duiwel te weerstaan nie. Hy het klaar oorwin. Hy sê, dis volbring. Hy het hom oorwin en nou het hy vir my en vir jou die autoriteit te gee om te heers saam met hom. Ek en jy moet hom weerstaan. Maar ons moet nugter en waaksaam wees. Kom ons gaan aan, wees nugter, waaksaam. En wat interessant is, 'n brullende leeu, is nie buitende leeu nie. Die vyand het nog nooit verander nie. Sy karakter is om te praat. Hy het Adam Eva versoek deur woorde. Het God gesê. Hy het vir Jesus, nadat Jesus sê, hy is my geliefde seun en wie ek welbehaag het. Net daar sê, maar as u die seun van God is. Ja, die Vader het nou net dit gesê. En dis waarop Jesus gestaan het. En die vyand kom met leuns na my en jou toe.
En iemand het altyd gesê, as jy die leuns toelaat in jou lewe en glo, dan laat jy die leenaar toe in jou lewe. Reg, kom saam. Hy sê, opsoek weer, hy sê, hom moet julle, vers 9, hom moet julle teestaan, staan vastig in julle geloof. My en jou verantwoordelikheid in geloof te staan. Reg, nou gaan ons na 1 Johannes toe. 1 Johannes 5. Ons gaan nou nagmaal ook gebruik. Ek wil graag afsluit met 1 Johannes, eers 5. En dit is so kosbaar, ek wil jou bemoedig vanmôre met dit. 1 Johannes 5 vers 4. 1 Johannes 5 vers 4 lees as volg. Hy sê, want alles wat uit God gebore is, halleluja, dis ek en jy. Want alles wat uit God gebore is, ons weergebore in Christus, oorwin die wêreld. As hierdie wêreld die koninkryk vir ons Vader was, sou dit nie goed nodig gewees het om hom te oorwin nie. Hy sê oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Vers 5. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin het, as hy wat glo, dat Jesus die Seun van God is. Halleluja. God se plan vir my en vir jou is, die lig sal die duisternis verdryf. Hy het nie opsie nie. Hoofstuk 4, vers 4, net die vorige bladsy. Julle is uit God, my kinders. Vanoggend het ek vir jou gesê, jy is nie slaaf nie, jy is nie sondaar nie, jy het nou nuwe natuur. Jy is nou kind. En wat baie interessant is nie jou keuse gewees, God het dit vir jou gegee. Hy sê, jy is my kind nou. Hy sê, alles wat uit God gebore is, my kinders het hulle oorwin, die wêreld, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hy sluit af. Jesus het kom herstel wat Adam en Eva verloor het. En dis sy beeld en sy gelykenis. Ek en jy kan die funksie vervul wat Jesus vervul het, en ons kan die vrug openbaar, die karakter openbaar van Jesus. En die laaste ding wat hy vir ons gegee het, ek sê nie die laaste ding nie, een van die laaste is hy het vir ons heerskappy teruggegee. En die krag van die Heilige Gees sal deur ons vloei. En ons hande op siekes lê en ons sal genees. Dooies sal ons opwek. Siekes sal gesond word. Kom ons gaan net gou na Hebreërs 2 toe. Ek wil net, want ek het daai vers nie klaar gelees nie. En jy sou dink, maar hoekom lees jy nie klaar nie? Ek gaan nou klaar lees. Hebreërs 2 vers 8. Hebreërs 2 vers 8, hy sê, en alle dinge het hy onder hulle sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge het hy niks uitgesonder, wat aan hom nie onderwerp is nie. Toe God gesê het, ons moet heers oor alles, het hy niks uitgelaat nie. En Jesus dit kon vervul, nou sê hy vers verder, maar nou sien ons nog nie, dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Met ander woorde, wat die Hebreërs skrywer skryf, sê, luister, alles gebeur nog nie so nie. Maar dit beteken nie God se hart nie. God se hart is, dat alles onder my en jou voete sal wees. En dis waartoe ek en jy moet groei. Maar dit gaan net groei as ek en jy gaan sê, Here, dankie, U het my herstel, U het my geroep, om te heers saam met U. Ek en jy moet glo, en dan moet ons begin dit leef. Dit is alles net moontlik as gevolg van wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het kom herstel wat Adam en Eva verloor het. En ek wil elkeen van julle aanmoedig, my broer en sussie, kom ons raak kragtige instrumente in God se hand. God se plan is, dat sy koninkryk sy heersie op aarde. Van die begin af was dit sy plan, en daarom het hy jou gered. Daarom het hy jou uitgekies, om lig te wees in 'n donker wêreld, om sout te wees, om sy koninkryk te vestig. Amen. Kom ons sluit ons oë. Dankie Jesus vir wat U gedoen het. Ons wat hier sit,
wil sê ja en amen. U het gekom en u het alles kom herstel en daarom het u gesê, dit is volbring. En nou sê u vir my, en vir elkeen wat hier sit, soos wat die Vader my gestuur het, om lig te wees in 'n donker wêreld, so stuur ek elkeen van julle wat hier sit, om Jesus te gaan uitleef in 'n donker wêreld, om lig te gaan wees in 'n donker wêreld. En dankie Jesus, het ons toegerus met die Heilige Gees en met krag, sodat ons dit kan doen. En ek wil bid vir elkeen van ons wat hier is vanmôre. Help ons, laat ons roeping sal uitleef. Dis my gebed vir elkeen van ons wat hier sit. Laat op die ou einde alles onder ons voete sal wees, wat nie van u koninkryk is nie. Heilige Gees, u wat ons bekwaam maak, ons wil vra, kom werk in ons, en kom werk deur ons. In Jesus naam bid ons dit. In Jesus naam bid ons dit. Amen.